wagter toe God en hom verskyn op die berg Horeb. Is steen met die brandende doornbos wat nie wou uitbrand, het sy aandag getrek. Toe die Here sien dat hy nader kom, roep hy Moses uit die doornbos. God sê moenie nader kom, trek uit jou skoene, jy staan op heilige grond. Ek sê God, die Here God, God van Abraham, Isaac, Hallo my liewe mens, Benham Francis en jy en Jesus by die braambos, waar Jesus sê, trek uit jou skoene, want die grond waarop jy staan is heilig. En ek nooi jou om jou skoene uit te trek, en ek nooi jou om saam met ons te hoor wat die Gees van God vir ons wil sê. God praat direk by elke diens met elkeen van ons. En nou lees ek in Romeine 12 vanaf net vers 3. Nou weet ek, jy kan maklik vir my sê, maar dis uit konteks uit. Dit is dalk, maar luister net na hierdie een versie. Maar ek wil hê jy moet luister asof ek jou gebel het en op die foon vir jou sê, wat jou naam ook al mag wees, ek het vir jou 'n boodskap van die Here. Want as ek hierdie vers lees, dan ervaar ek die braambos, praat die Gees van God direk met my. Maar ek moet daai wilsbesluit neem, dat hierdie woord is vir my. Ek moet dit my eie maak. Kom ons kyk wat sê Romeine 12 vers 3. Hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is. Deur die genade Ben wat aan jou gegee is, sit jou naam daarin waar ek sê Ben. Sê ek vir elkeen wat onder julle is, sê die woord van God vir my, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Ek moet nie dink ek is iets nie. Jy moet nie dink jy is iets nie. Behoort te dink nie, maar dat hy homself moet dink, dat hy daaraan moet dink om besadig te wees en na die maat van geloof, soos God in aan elkeen toebedeel het. My liewe mens, ek staan jare op kansels. Ek sit jare by die braambos. Ek wil my nou doodgaap, kan jy dit glo? Ek bedien die woord vir jare, ek staan na mense en kyk. En die oomblik as ek sê, moenie hoogmoedig wees nie, dan sê mense onmiddellik vir my, jy kla my aan, jy beskuldig my, jy oordeel my. Dit is die laaste ding wat ek wil doen vandag. Die woord van God sê, die Heilige Gees beoordeel ons. Laat die Heilige Gees jou oortuig van sonde en ergernis. Die woord van God sê, Jesus het nie gekom om te oordeel nie, maar om vrede en liefde te gee. Die woord gaan ons beoordeel en gaan ons oordeel eendag. Nie Jesus nie, nie mense nie, nie God nie. Die woord van God gaan ons oordeel. Moenie hoogmoedig wees nie, moenie dink jy is beter as ander nie. Wat ek glo wat gebeur is, mense is so gewoond aan gewoonte
vormende godsdiens. Dat die oomblik as hulle onder die geklank van die woord is, dan sal op hulle agtervoede. Mense het al vir my gesê, 40 minute onder die woord, dan sê hulle, God het nie vandag met my gepraat nie, dan dink ek is 'n groot sonder, want hy praat elke keer met my, elke keer. Want as jy gaan sit om die woord te ontvang, dan gooi jy jou hart, siel en verstand voor die woord oop, sodat die Gees deur die woord of deur die spreker met jou kan praat. En jy moet vandag jouself beoordeel. Jy moet vandag jouself beoordeel. Jy moet vandag besluit, in watter kategorie val ek? Wat ons doen, ek staan op die kansel met die woord. En dan sal ek sê, God sê, hier staan dit wit op swart, God sê, moenie oordeel nie, God sê, moenie hoogmoedig wees nie, God sê, moenie meer van jouself dink as wat jy behoort nie, God sê, bekeer jou, God sê, laat jou doop, God sê, word vervul met die Heilige Gees. God sê, moenie dronk word van wyn nie, God sê, moenie egbreek nie. Dan sit meneer en mevrou langs mekaar, en as ek iets sê, dan pomp sy aan hom hier in die ribbes. Hoorie boetie, hierdie een is vir jou. Net om 3 of 4 minute later, hom die kans te gee om 'n hart te pomp en te sê, liefie, hierdie een is vir jou. Vandag wil ek hê jy moet stop om na jou lewensmaat, jou vriend, na my foute te kyk, en ek na joune. Vandag wil ek hê, wat sê die woord, jy kyk in 'n spieël en sien 'n raaisel. Kyk in die spieël en sien 'n raaisel. Here Jesus, is hierdie woord van vandag, hierdie Romeine 12 vers 3, nie dalk net miskien vir ek nie. Het ek 'n bietjie hoogmoed? Jy weet, ek is darm al 'n pastoor, en ek preek op die radio en die TV, en ek preek wêreldwys, kan ek hoogmoedig wees? Ja, 1000-mal ja, kan jy hoogmoedig wees. Kan ek dink ek is 'n bietjie beter as ander? Ja, verseker kan jy dit dink. Maar ons het so verhard, ons harte het so verhard, dat die fout lê altyd in die wêreld. Die fout lê altyd by Jesus, die fout lê altyd in die woord, die fout lê altyd in alles en almal behalwe myself. Is ek dalk hoogmoedig? Dink ek dalk 'n bietjie meer van myself as ek moet? As die Bybel, die Heilige Gees deur die Bybel, die geskrewe woord van 'n lewende God met my praat, dan luister ek nie meer nie, want man, ek moet nou eerlik met jou wees, ek is al daar verby. Die vraag vandag is jy daar verby? Of is ek en jy nog besig om die foute in ander mense te soek? As ons by die deur uitstap, dankie pastoor, baie goeie woord, ek hoop hulle het geluister. Dan sê ek hoop jy het geluister. Baie mense kom na my toe en sê hulle, pastoor, gisterand toe staan Elia langs my bed en jy sal nie glo nie. Hy sê ek moet vir jou sê, jy moet nie daai das mee dra nie, jy moet 'n groene dra. En dan sien ek hy het 'n persdas by oranje trui aan, en dan ek lus en sê, die Heilige Gees nie dalk met jou gepraat. Pastoor, God sê ek moet vir jou sê, nee, God het nie want as hy vir my gesê het, sou hy eers vir my gesê het, en jy sê dit kom bevestig het. God het dalk met jou gepraat, en nou wil jy dit op my afdruk. God het dalk met my gepraat, en gesê, moenie dronk word van wyn nie,
Nou sê ek vir jou, moenie dronk word van wyn nie. Ons moet wegkom van die kwessie af dat ons is altyd reg. Die woord van God praat altyd met almal om my. Maar ek is hoogmoedig. Ek dink ek is beter as. En daarom lê die fout nie by my nie. Ek dink jy moet jouself ondersoek. Vandag sê Ben Loubser nie, ondersoek jouself. Vandag sê die Heilige Gees van God, Ben, ondersoek jouself. Peer, Rian, Johan, Sari, Annie, Hannetjie, ondersoek jouself. Is dit dalk, lê die fout nie dalk net by jou nie? Dan kom die woord van God, hy praat met ons, en ons vee dit van die tafel af, want ek glo nie hierdie woord is vir my nie. Ek dink, dis vir jou, pastoor. Nee, sê die pastoor, ek dink is vir jou, lidmaat, dink is vir jou toehoorder. Weet jy hoeveel mense staan op die kansel en preek, en baie keer as ons van die kerk afry, dan sê Francis, my lief, jy het lekker vir jouself gepreek vandag. Dan sê ek, moenie my herinner nie, ek was die hele tyd bewus, hoe die Gees van God vir my sê, Ben, begin by jouself. Maar wanneer gaan lidmate en mense, ek ingesluit, begin sê, dalk is hierdie woord vir my bedoel. Dalk is ek skuldig aan hoerery, dalk is ek skuldig aan dronkenskap, dalk is ek die een wat my lewensmaat verniel. 'n Vrou, 'n man slaan sy vrou. Een aand bel hy my en ek het baie met hom gewerk en hy sê hy kan nie gaan slaap nie. Ek sê hoekom nie? Hy sê my vrou gaan my met die skêr steek. Kan jy dink waar het hierdie huwelik al getrek? Hulle ruk mekaar, hulle klap mekaar, hulle slaan mekaar. Luister na die lied van Willie Botha. Luister van 'n dice wat op 6 geval het en ons was so lief vir mekaar en toe op 1 geëindig en daar was niks oor nie. Want elkeen het gedink hy's reg. Dalk is jy nie reg nie. Here, laat die Heilige Gees my en elke toehoorder herinner wie's reg en wie's verkeerd. En as dit ek is, Here, verander my hart, verander my siel, verander my verstand, verander my lewe in Jesus naam. Amen. My telefoonnommer is 072 577 1196 072 577 1196. Baie dankie vir elke gebed. Daar's ouens wat vir my WhatsApp stuur. Hierdie is nie 'n eenrigting gesprek. Pastoor, dankie vir die woord. Ek bid vir u. Ek bid vir Francis. Ek bid vir jou kinders. Ek waardeer dit. Ek het dit baie nodig. Baie dankie. Af en toe stuur iemand, pastoor, party skryf jy hulle naam by. Hulle betaal net in die bankrekening iets. Elke iets maak seker dat ek hier kan wees. Baie dankie vir finansiële bydrae. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Baie dankie dat jy hierdie boodskap gaan aanstuur. Daar's geen kopie reg op my woord nie. Dis God se woord. Stuur dit op. As jy my soek Facebook, YouTube, jy kan op Jesus by die Braambos inskakel. Baie dankie en baie liefde. Oom pastoor Ben en Francis Loubser. Ons bly in Eastvale. Ons aanbid in Eastvale by Jesus is lig en baie sterkte. Amen.